Goeiemôre. Vandag sluit ons hierdie week af met iets baie belangrik. Dat jy regtig saak maak. En jy is nie per ongeluk deel van die liggaam van Christus nie. Jy is bedoel om hier te wees. Kom ons lees saam vanuit Efesiërs 4 vers 12. Hy het sommige as apostels gegee, en ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Ek weet dit klink redelik eenvoudig, maar soms vergeet ons dit. Ons vergeet dat elkeen 'n gawe ontvang het, en dat elkeen belangrik is in die liggaam van Christus. In 'n wêreld wat voortdurend meet en vergelyk, kan jy maklik voel asof jy net nog 'n nommer is. Maar Efesiërs 4 herinner ons dat God self mense gee. Nie net dooie take nie, maar lewende mense. Hy plaas hulle met 'n doel in sy liggaam en hy gee vir elkeen 'n rol. Nie net die predikante nie, nie net die gemeenteraad nie, nie net die groepe mense en die dienswerkers wat betrokke is in die gemeente nie, maar vir jou ook. Paulus gebruik die beeld van die liggaam, omdat dit so prakties is. 'n Liggaam het baie verskillende dele en elkeen is nodig. Sonder tone kan jy nie balanseer nie. Sonder oë sien jy nie, sonder ore hoor jy nie. Maar soms dink ons, ek is net 'n puntjie. En dan onderskat ons wat God kan doen met daardie puntjie. Die teoloog Miroslav Volf sê, "The church is not a collection of individuals pursuing holiness, but a community radiating the presence of Christ." So ons is nie net 'n prentjie van heiligheid nie, maar 'n lewende gemeenskap wat God se teenwoordigheid na die wêreld toe vat. Jou betrokkenheid, jou teenwoordigheid, jou bydrae, al voel dit hoe klein, help die liggaam om Christus se teenwoordigheid te wees in die wêreld. En ons weet, in 'n gebroke wêreld. Daar is 'n bekende beginsel in medisyne. As een sel in die liggaam ophou funksioneer, beïnvloed dit die hele liggaam. Selfs 'n klein afwyking in die hart se ritme kan die hele liggaam destabiliseer. So ook in die kerk. As jy ophou deelneem, ophou dien, ophou bid, ophou wees wie God jou gemaak het om te wees, raak dit nie net jouself nie, dit raak almal. Navorsing deur Dr. Adam Grant, wie 'n sielkundige is, wys dat mense wat hulle self sien as deel van iets groter as hulle self, wat gereeld gee, help en bydra, hoër vlakke van betekenis, emosionele welstand en selfs fisiese gesondheid ervaar. Hulle leef met 'n dieper gevoel van vervulling, omdat hulle weet, hulle dra by tot 'n groter verhaal, tot 'n groter storie. Is amper soos om jou plek in 'n simfonieorkes te ontdek. Jy mag dalk net een noot speel, maar daardie noot bring harmonie. En tog twyfel ons. Ons vra, wat het ek nou eintlik om te gee? Maar onthou, God roep nie die bekwame nie. Hy bekwam die geroepenis. Hy rus jou toe. En dis presies wat Efesiërs 4 sê. Ons is geroep en hy rus ons toe vir sy dienswerk. So, wat as jy vandag besluit om opnuut deel te wees? Om op te staan en te sê, ek gaan nie net sit en kyk nie. Ek gaan bou. Miskien is dit met 'n eenvoudige gebed. Miskien deur iemand te bemoedig. Miskien deur 'n diensrol aan te neem in jou gemeente, of net weer teenwoordig te wees by 'n klein groep. Soos Augustinus dit al so mooi gesê het, sonder God kan ons nie. Sonder ons sal God nie. Dis nie omdat God afhanklik is van ons nie, maar omdat hy kies om sy liefde deur mense te wys. Jy is deel van daardie plan. Jou stem, jou hande, jou gebed, jou stilte, jou diens.
Dit is hoe God sy kerk bou. So gaan vra jouself vandag hierdie vraag. Waarin het ek dalk my waarde gemeet op grond van vergelyking eerder as roeping? Wat is een klein manier waarop ek vandag kan opbou en meebou aan die liggaam? Glo ek regtig dat ek nodig is en leef ek daarvolgens? Onthou, jy is 'n geskenk vir die liggaam. Jy is nie hier per ongeluk nie, jy is hier met 'n doel. God het jou ontwerp met betekenis, toegerus met gawes en geplaas in sy liggaam met vreugde. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U my nie net red nie, maar roep. Dankie dat ek nie op die kantlyn hoef te staan nie, maar mag deel wees van U liggaam, saam met ander en vir ander. Vergewe my wanneer ek myself onderskat. Help my om op te staan in geloof, om deel te wees, om toe te laat dat U my toerus. Ek gee my hart vir U, my hande, my tyd, my teenwoordigheid. Mag my lewe getuig van U liggaam, saambind in liefde, saamwerk in waarheid, saamleef in lig. Dankie vir U liefde en genade. Amen. Geniet die dag.